Baie welkom by Versteekte Juwele. Kort en kragtig. So is Psalm 117. Hy lê saam met 'n klompie groter en meer bekende psalms soos 116, 118 en 119. Maar tog is hy met sy 2 verse 'n baie waardevolle psalm, 'n egte juweel. 'n Mens kan ook sê dit is dalk die wydste van al die psalms. Want ons hoor hier van breedte, lengte, diepte en lof. Aan die begin en aan die einde van die psalm word ons opgeroep, loof die Here. En tussen die 2 punte kry ons die redes vir hierdie lof. Eerstens die breedte. Dis alle volke, alle nasies wat opgeroep word tot die lof van God. En uiteindelik het hierdie lof natuurlik in Christus na vore gekom, omdat die genade van God deur Christus bekend geword het vir die hele wêreld. Dan die lengte. Ons lees dat die trou van God nooit ophou nie. Dat dit voortgaan tot in ewigheid, soos die 1933 vertaling sê. En dit is natuurlik ook wat in Christus waar geword het, dat God finaal sy beloftes waargemaak het in die stuur van sy seun. En dan die diepte. Ons hoor van die liefde van God, wat God natuurlik ook in Christus bewys het, wat hy voortgaande aan sy volk bewys, ook Israel, maar dat uiteindelik God die wêreld so lief gehad het, dat hy niks teruggehou het nie, maar sy seun gegee het in die oorgawe van sy eie lewe. Hiervoor kan ons lof nie ophou nie. Sonder dat baie mense dit besef, het Psalm 117 ook baie bekendheid gekry deur 'n toonsetting van die woorde deur W.A. Mozart, genoem Laudate Dominum. Dit word gesing deur 'n sopraan en dan word dit gevolg deur 'n koor met 'n drie-eenheidsformule eer aan die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die ruimte onder vir kommentaar kan jy 'n skakel kry om daarna te kan luister. In die Afrikaanse liedboek gee lied 224 korter weergawe daarvan en dan kan dit ook gesing word, die psalm, op die wysie van 422 wat 'n bietjie makliker is. Lekker luister en lekker sing.